Goeiemôre vriende en baie welkom by ons oordenkings op hierdie donderdagoggend. Ja, ons lees verder uit Johannes 11 uit en vanaf vers 47 tot 53. Onthou nou gister gepraat oor die reaksie op Jesus se opwekking van Lazarus. Baie mense het in hom geglo, maar ander het na die Fariseërs toe gegaan. So gevolglik het die leierpriesters en die Fariseërs die Sanhedrin byeengeroep en gesê: "Wat gaan ons maak? Want hierdie man doen baie tekens. As ons hom so laat aangaan, sal almal in hom glo en sal die Romeine kom en ons plek en ons volk vernietig." En een van hulle, Kajafas, wat daardie jaar hoofpriester was, het vir hulle gesê: "Julle verstaan niks nie. Julle besef nie dat dit tot julle voordeel is dat een man vir die volk sterf en die hele volk nie ondergaan nie." En dit het hy nie uit sy eie gesê nie, maar omdat hy daardie jaar hoofpriester was, het hy geprofeteer dat Jesus vir die volk sou sterf. En nie net vir die volk nie, maar ook om die kinders van God wat oral verstrooi is, te verenig. Van daardie dag af het hulle saam beraadslaag om hom dood te maak. Geliefdes, ons lees tot sover. Hierdie teks help my so bietjie om te verstaan iets van die priesterhoofde se bekommernis, kom ons gebruik daai woord, oor Jesus. So, hulle was bang dat wanneer hy so groot gevolg het, dan gaan dit Rome se aandag trek. En daar was in die verlede mense wat volgelinge bymekaar gemaak het, en van hulle wat ook voorgegee het dat hulle die Messias was, en dan het hulle probeer om teen Rome oorlog te maak en die volk te bevry uit die Romeinse mag uit. So Rome was sensitief vir sulke bewegings, en die priesterhoofde is bang vir watter gevolg gaan hierdie hê. En dan kom Kajafas na vore, en dan sê ons teks baie duidelik, dat dit was nie uit homself nie. Omdat hy hoofpriester daai jaar was, het die Gees van die Here gepraat, en gesê, dis beter dat een mens vir die volk sterf. En dis natuurlik wat gebeur het, maar Johannes verduidelik dit ook verder, dat dit nie net vir die volk Israel is wat Jesus gesterf het nie, maar vir al die kinders van God, wat oral verstrooi is. En daarmee kom bevestig hy dat ook ander volke, ander nasies, ander mense, ook ons Afrikaners, is nou ingesluit by God se genade. Ons hoef nie Jode te word nie, ons is nie Jode nie, ons hoef niks Joodse tradisies te volg nie, want Jesus het vir ons gesterf, ons moet net vir hom volg. Ons gaan die teks verder volg in die dae wat kom, maar dit is hartseer hoe mense godsdienstig gedryf uiteindelik die Messias vermoor. Maar dit 'n volgende dag. Kom ons bid saam. Here almagtige God, dankie dat die Here Jesus Christus ook vir ons gesterf het, al is ons nie Jode nie. En dat ons ook gered mag word en ingesluit kan word by die koninkryk van God. Ons eer U daarvoor in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Vriende, mag jy baie mooi, mag jy baie geseënde dag hê. Totsiens.